Baie welkom by hierdie geleentheid om stil te word, om net 'n oomblik te vat, tyd te neem om vandag by God teenwoordig te wees. Ons tema vir vandag se gebedsbegeleiding is God se skepping. Ons bely in ons Heidelbergse katekismes dat God hom aan ons openbaar in die eerste plek deur die skepping en in die tweede plek deur die skrif. Dit beteken dat wanneer ons in aanraking kom met dit wat God gemaak het, ontdek ons iets van wie hy is. Vir ons wat in die stad bly, is dit nie altyd moontlik om te voel dat ons naby is aan die skepping nie. Ons moet soms baie hoog op 'n heuwel gaan voordat ons die horison kan sien waar die son opkom of waar die son ondergaan. Partykeer is ons so vasgevang in ons kalenders en in die tyd wat woel of op pad iewers heen, dat die dag by ons verbygaan. Ons besef nie wanneer dit begin reën, wanneer die wind begin koeler word nie. So wanneer die seisoene verander, dan word ons opnuut bewus van die wêreld wat God vir ons gegee het om in te leef. Daar waar jy is, kan jy jou oë sluit, haal diep asem. As jy miskien op die pad is, besig is om te bestuur, luister na die woorde en wees hierso, wees teenwoordig. Raak bewus van die wêreld om jou. Raak bewus van die wêreld binne jou. Dit wat jy dink, dit wat jy voel. Raak bewus van die geluide wat jy hoor. Raak bewus van die stiltes. En vir vandag, as jy dalk in die tuin wil ingaan en 'n takkie of 'n blom wil gaan afhaal, of selfs 'n klip wil gaan optel of 'n stukkie gras gaan pluk, kry vir jou iets wat jou herinner aan God se skepping. Hou dit vas in jou hand, of as jy iewers anders is, jy's dalk by die werk of op die pad, kyk net op of kyk net buitentoe en fokus op dit wat God geskep het. Genesis 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was vormloos en leeg, en die donkerte het oor die oop watervlakte geheers. Die Gees van God het oor die water gesweef. Ons begin vandag om te besin oor die beginsel van alle dinge. En dit is God wat uit niks skep. Die leegheid en die teenwoordigheid van die Gees wat die chaos begin bestaan. Hierdie Gees van God, die Hebreëse woord daarvoor is ruach, wat ook wind of asem kan beteken. Wanneer ons dus in en uit asem, asem ons die Gees van God in en uit. So in jou in en uit asem, kan jy bewus wees van jou Skepper wat in en om jou leef. Psalm 104 vers 24 sê, hoe baie is u werke, o Here. U het hulle almal in wysheid gemaak. Die aarde is vol van u rykdom. Hierdie gedeelte herinner ons aan die wysheid en kreatiwiteit wat God in alles wat hy geskep het, geplaas het. Dink oor die rykdom van God se skepping, die wonder daarvan, hoe elke ding 'n plek het. Daar is 'n plek vir elke boom, vir elke rivier, vir elke hemelliggaam. Dink oor die detail van die kleinste mikroorganisme tot die grootste oseaan. Dink aan die verskillende lae van ons atmosfeer en hoe daar in elke detail van die skepping God se hand gesien kan word. Jesaja 40 vers 28 vra, het jy nie gehoor nie, het jy nie verstaan nie. Die Here is 'n ewige God, die skepper
van die einde van die aarde. Hy word nie moeg of vervlou nie. Sy begrip is ondoorgrondelik. Hierdie gedeelte herinner ons aan die onbegrensde mag en onmoeglike krag van God as Skepper. Hy is nie beperk deur die dinge wat ons moeg maak nie, maar is altyd vol krag en wysheid. Dit gee vir ons 'n stuk gerusstellendheid, 'n stuk vrede, om te weet dat al word ons moeg, al is ons eindig, lewe ons in 'n wêreld wat 'n God geskep het wat nie eindig is nie, wat nie moeg raak nie. En ons kan vrede daarin vind, ons kan rus daarin vind. Veilig voel in 'n wêreld wat genoeg vir ons gee. Kolossense 1 vers 16 tot 17 sê, want in hom is alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, die sigbare en die onsigbare, of dit troon of heerskappy of mag of gesag is, alles is deur hom en vir hom geskep. Hy is voor alles en alles bestaan saam in hom. Hierdie gedeelte verwys na die sentrale rol van Christus in die skepping, die een deur wie alles geskep is en hoe alles in hom volmaak is. Wanneer jy ver voel van God, wanneer jy voel of God op 'n afstand is, onthou dat hy so naby is soos die suurstof wat jy in en uitasem. Psalm 19 vers 1 tot 2 sê, die hemel verklaar die heerlikheid van God, die uitspansel getuig van die werk van sy hande. Die dag spreek dit aan die dag en die nag maak dit bekend aan die nag. Hierdie Psalm herinner ons dat die aarde en die natuur as getuigskrifte van God se glorie en skepingskrag is. Die aarde bevestig die werklikheid van God in ons lewens. En hierdie ritme van dag en nag, hierdie vasgestelde roetine wat hy vir ons gegee het, 'n begin en 'n einde, herinner ons dat hy die Alfa en die Omega is. Dat ons nie slagoffers te word van tyd nie, maar dat ons 'n veilige tyd het om in te leef. Spreuke 3 vers 19 tot 20 sê, die Here het die aarde deur wysheid gevestig, die hemel het hy met insig gestig. Hy het die diepte van die see oopgemaak en die wolke die drup van die duisternis. Hierdie gedeelte herinner ons dat die diepte van God se wysheid en die orde daarvan in die hemel sigbaar gemaak word. Wanneer ons dink oor die wonder van die natuur, hoe elke dier genoeg het, hoe daar soveel diversiteit is, van woestyne tot moerasse, word ons herinner aan die kreatiwiteit van ons Skepper. En wanneer ons teruggaan na Genesis 1 toe, waar God gesê het dat ons na sy beeld geskep is, dan word ons aan hom herinner in ons eie kreatiwiteit. Wanneer jy besig is om iets te maak met die tyd wat vir jou gegee is jy 'n lewende getuie van God wat in jou leef. Mag dit wat jy doen met jou hande, met jou gedagtes, jou denke en jou woorde, getuig van die grootheid van jou Skepper, wat vir jou veiligheid gee, om elke dag en elke nag vir hom te leef. Amen.